Broers en susters, daar is baie Bybelverse wat vir Christene belangrik is. Soms is dit belangrik omdat dit een of ander aspek van ons kerngeloof bevat en vervat. Dan is daar Bybelverse wat vir ons belangrik is omdat dit iewers in ons lewe vir ons baie beteken het. Dan is daar Bybelverse wat belangrik is omdat dit gaan oor die Here. Dis nog waaroor die Bybel in die eerste plek gaan. Baie belangrik vir ons om te weet wie die Here is. En vanoggend gaan ons dan nadink oor 'n paar belangrike verse oor die Here en dan spesifiek die Here se liefde. Ons begin by Psalm 103 vers 11. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So geweldig is sy liefdevolheid en genade oor die wat hom vrees. Hierdie Psalm, broers en susters, sluit aan by die vorige Psalm, wat nie 'n Psalm van Dawid is nie, maar in daai Psalm kry ons te doen met 'n psalmis onbekend wat vir die Here met die Here praat omrede hy of een of ander rede oorweldig voel. En dan hier in Psalm 103 is dit Dawid wat in die woord is en hy loof die Here. Dit is 'n pragtige Psalm. Hy loof die Here vir die Here se goedheid en genade, maar meer nog, vanaf Psalm 103 kry ons 'n hele lys oor hoekom Dawid uitkom by die Here se goedheid en genade en dan in vers 11 by die Here se wonderlike liefde vir hom. In vers 2 die Here se weldade. Hy loof die Here vir al die Here se seëninge in sy lewe. Vers 3 die Here vergewe sy sondes. Die Here genees Dawid se siektes. Die 4de vers, verlossing van ewige oordeel. Sy lewe is vol, vertel Dawid vir ons van die Here se genade en sy omgee. Vers 5, die Here versadig sy siel, sy innerlike. En dan vers 6, waarvan Dawid baie kan gesels, verdrukking in die tye waar Dawid moeilike tye ondergaan het, so lank moes hy vlug voor koning Saul wat hom om die lewe wil bring vir niks wat hy verkeerd het nie. Dan getuig hy dat die Here sorg vir reg en geregtigheid. Vers 8 herhaal hy sy lof oor die Here se genade en die Here se goedheid. Vers 9 en 10 wat die Here se genade behels. Die Here bly nie altyd kwaad nie. Die Here neem nie weerwraak op ons nie. En dan ons teksvers, vers 11. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid, sy liefdevolheid, sy genade oor die wat hom vrees. Dawid kon niks op aarde kry, interessant om die Here se liefde mee te vergelyk nie. En daarom, die enigste wat hy kan doen is dit wat meer as dit op die aarde is. Die onmeetbare afstand tussen die hemel en die aarde. Al wat hy kon kry in sy lewe, wat hy kon na rondkyk en vir hom vra, hoe gaan ek die Here se liefde vergelyk? Die onmeetbare afstand tussen die hemel en die aarde. Dis al wat hy kon kry. Die Here se liefdevolheid is onmeetbaar groot. Die Here se onmeetbare liefdevolheid is groot vir hulle, dat is spesifiek, hy identifiseer spesifieke iemand, mense, hulle wat ontzag het vir die Here. Ontzag, my broer en suster, sluit 'n element van vrees in. Ontzag is die grootste mate wat 'n mens respek vir iemand kan hê. Hy praat van ontzag en daarby sluit Dawid hom in. Hy vertel vir ons indirek dat hy het vir die Here ontzag. Daarom ervaar hy die Here se besondere liefde. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek sal nie verbaas wees, my broers en susters, as hierdie vers die gewildste Bybelvers is. Johannes 3 vers 16, 'n pragtige opsomming van die Here se liefde vir die mensdom. En ook terselfdertyd 'n baie goeie opsomming van die evangelie. Die goeie nuus van die Here se verlossing deur Jesus Christus. Wat die Here motiveer
is sy liefde. Wat sy planne vir die mensdom motiveer, is sy liefde. Wat sy planne vir my in my persoonlike lewe motiveer, is sy liefde. Liefde is waar alles begin vir die Here. Deur vir Jesus aan 'n marteldood aan die kruis oor te gee, was God die Vader, die Here, se grootste gebaar van sy liefde aan die mensdom. Daar is niks wat die Here kon doen wat groter, meer, sou ek sê, geregtigheid geskied aan sy liefde, juis as om vir Jesus aan ons oor te gee aan die kruis vir ons verlossing. Onlosmaakbaar gebind, my broer en suster, aan die Here se liefde is die doel van sy liefde. Met ander woorde, Here se liefde is nie net omdat daar liefde is nie. Die Here se liefde word gedryf deur die doel waarvoor hy dit inspann. Hy is met ander woorde, is die Here se liefde is bedoel om ons as mense te red van 'n ewige oordeel. Sy liefde is 'n geskenk van die ewige lewe van geluk. Maar 'n geskenk volgens die Bybel, as ons dit mooi lees, wat reeds hier op aarde begin. Ons ewige lewe het alreeds begin. Dit is die lewe op aarde wat ingesluit word by die ewige lewe. En daarom is die Here se liefde vir ons bedoel hier op aarde, vandag, elke dag. En die Here se wil is dat ons dit raak sien agter dit wat met ons gebeur. Wanneer mense in moeilike tye kom, my broer en suster, werk verloor, siektes, teëspoed, ongeluk, wat ook al, dan kom ons agter eers, in baie gevalle, ek wil amper sê ongelukkig, in die meeste gevalle, kom ons agter die Here se liefde vir ons. Die Here se liefde wat dan vir ons sekuriteit bied, die sekuriteit van verwagting, van genesing. Ek kan verwag, die goeie tye gaan weer kom. Ek kan verwag, teëspoed gaan ophou. Ek kan verwag, dit wat nie daar is nie, sal weer deur die Here se almag, wat gedryf word deur sy liefde, in my lewe herstel word. Hierdie liefdesgeskenk, my broer en suster, moet ontvang word. Dit help niks as jy 'n heerlike bord kos voor jou het, en jy is nie honger nie, dan stel jy nie belang in kos nie. Daardie geskenk van die Here se liefde moet aanvaar word. Ons moet dit vir onsself toeëien, en dit doen ons op 2 maniere. Ons aanvaar en ons glo dit wat die Here vir ons in die Bybel sê, wat ons moet weet, wat belangrik is vir ons verhouding vir hom, wat belangrik is wat vir ons die rede gee om te glo. Ek moet 'n rede hê om te glo. Ek moet 'n rede hê om te vertrou. En daardie rede hang saam met my Christen wees, my hele Christen wees. Dis deel van kerkbywoning, dis so inherent onlosmaakbaar deel van my gebedslewe, Bybel lees, alles is ingespan sodat ek kan groei in my vertroue in die Here. Ek het dit al baie gesê, geloof, vertroue is soos 'n spier. Dis net so sterk as wat dit geoefen word. En dis lekker as ek die graad 10s, graad 11s by my het vir kategese, om vir hulle te vra, nou maar, waar in jou lewe het jy oefening, kry jy oefening om die Here te vertrou? Wat bied vir jou daardie oefening? Die antwoord is toets en eksamens. Dan doen ek my beste, maar dan kan ek sê, Here, help my. Daar's vakke wat ek minder goed doen. Dan kan ek op die Here staat maak, vertrou, oefen. Hoe meer ek oefen, hoe meer doen ek dit, hoe sterker word my vertroue in die Here. Ons aanvaar daardie geskenk deur te aanvaar wat die Here vir ons sê deur die Bybel. Daarom, op grond daarvan, vertrou ons. Ek gaan hemel toe deur genade van die Here wat vir my die verlossing skenk, voor my neersit, deur Jesus se kruisdood bewerkstellig so lank gelede. Ek vat dit, ek maak dit myne wanneer ek op die Here vertrou. Wanneer op die Here vertrou. As ek in die hemel inkom, die Bybel sê nie dis is so nie, maar stel jou voor, daar's iemand wat 'n hek moet oopmaak en vir my vra, hoekom moet jy hier inkom? Dan moet ek vir daai persoon kan sê, my aardse lewe was een van vertroue op die Here. Vertroue op die Here. Daarom help die Here partykeer vir ons. Help in aanhalingstekens, omdat ons so
my broer en suster, gereeld klokslag die Here se seën ontvang, dag in en dag uit, is dit vir Christene, al wat 'n Christen is, eintlik moeilik om te bly vertrou op die Here. Dit is so vanselfsprekend dat dit met ons goed gaan. Daarom moet ons in ons geloofs en in ons gebedslewe die gewoonte inbou om pertinent vir die Here te sê, dankie Here, dat ek op U kan vertrou. Help my om U te vertrou. Help my om nie onafhanklik te word nie. Daar's soveel mense in ons land, my broer en suster, as iemand vir my sou vra, hoekom gaan soveel mense nie meer kerk toe nie, dan is my eerste antwoord, ek reken, want ek het nie navorsing gedoen om te sê dit is so nie, ek reken daar's baie mense wat voldoende het en is. Met ander woorde, hulle is in staat om in alle aspekte van hulle lewe te voorsien. Daarom het soveel mense het hulle regtig nie die Here meer nodig nie. Gaan dit nie te goed met ons land en ons landse mense nie, my broer en suster? Is dit nie die rede hoekom mense nie meer kerkmense, lidmate, nie meer op 'n Sondag by 'n kerkgebou opdaag nie, maar wel by die plaaslike mall? Ek vra. Ons is by die laaste gedeelte wat ek vanoggend by stil staan, Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Paulus begin by hierdie hoofstuk 5 om heelwat te sê oor ons redding, ons verlossing. Romeine is die nommer 1 Bybelboek vir baie mense, insluitende myself, broer en suster, vir die eenvoudige rede, dis die Bybelboek waarin Paulus verduidelik, hoekom word ek verlos? Wat is verlossing? En weet jy, ek moet elke jaar vir die kinders wat openbare belydenis van geloof aflê en 4 vrae moet antwoord, spandeer ek 'n sessie, partykeer 2 sessies van 'n uur of 2 of 3, net om te verduidelik wat beloof hulle. Dis teologiese taal, dis kerktaal. Ek moet vir jou verduidelik wat beteken dit. Maar meer nog, ek moet vir jou verduidelik deur voorbeelde gebruik, wat beteken dit vir jou in die toekoms? Jy beloof vir die res van jou lewe. Dis soos die belofte wanneer jy met iemand trou. Res van jou lewe. En as jy oor 'n klompie jaar iewers gaan werk tussen mense, wat beteken hierdie beloftes by jou werkplek? Wat beteken dit as jy klaar met 'n klomp moslems werk en hulle miskien aktief, miskien passief trek strepe deur ons Christelike geloof? Dan sê een van hierdie vrae wat jy op antwoord, jy moet praat. Liefdevol, maar jy moet praat. Broer en suster, so ons is deur genade gered. Deur genade gered, deur geloof. God het sy liefde uitgestort vir die hele mensdom. Dis gedoen deur Jesus se kruisdood en dis opgevolg deur die baie belangrike gebeurtenis waaraan ek dink ons nie genoeg klem lê nie, die uitstorting van die Heilige Gees. Wat Jesus gesê het vir sy disippels, is beter dat ek weggaan, wat niemand van hulle kon verstaan nie. Hoe kon dit op aarde beter wees dat Jesus weggaan? En dan sê die Vader sal die Heilige Gees stuur, die geskenk, die gawe van die Heilige Gees, wat sal getuig van Jesus. Meer nog wat in ons kom bly. En ons lees in Romeine 8, lees ons die baie belangrike vers, as ons nie die Heilige Gees het nie, is ons nie kinders van God nie. Ek was geskok toe ek daai vers vir die eerste keer gelees het. Regtig. Ek het gedog as ek glo in Jesus, dan is ek 'n kind van God. Hoekom, my broer en suster? Dis 'n lang storie, maar dis 'n belangrike storie wat agter dit is. En ek gaan binne 'n minuut vir u dit verduidelik. Die Ou Testament is die verhaal van God se verlossingsplan. Daarom die belangrike vraag wat die kinders gaan beantwoord, openbare belydenis van geloof. Glo jy dat die Bybel vir ons alles leer oor God se verlossing? En dan kan nie een van my antwoorde is vir hulle vra nou, hoekom gaan dit oor God se verlossing nie? Hoekom gaan dit nie oor die Bybel of die Here of wat ons glo nie?
Omdat die hele Bybel die verhaal is, my broer en suster, van God se verlossingsplanne. Ou Testament, jy gaan hemel toe as jy die wette wat die Here vir Israel gegee het, doen. Dan's jy gelukkig, dan's jy voorspoedig, dan verlos die Here vir jou. Nie as jy doodgaan nie, maar daar waar jy gebly het in Israel, hy verlos jou van droogte. Hy verlos jou van oeste wat verwoes is. Hy verlos jou van 'n nasie wat jou binneval en jou doodmaak. Hy verlos jou van 'n nasie wat jou binneval en jou oeste, jou kos wegvat, soos die Here op die ou end vir Israel gestraf het. Soveel maniere van verlossing wat ons almal en al wat 'n mens nodig het. Nie van ons sondige natuur nie, wens dit was moontlik. Maar die binding van sonde kry ons verlossing van. Ek het die reg en die Here verwag dit van my om te bid dat die Here my verlos van daai sondes wat oor en oor my lewe versuur en vir my in die moeilikheid laat beland. Soveel dinge. Nuwe Testament, tweede deel van God se verlossingsplan. Genade, deur die Here se genade, deur geloof word ek verlos. Heilige Gees is dan ons ervaring van die Here se liefde. Paulus gee aandag in hierdie hoofstuk oor die aard of die karakter van die Here se liefde. Jesus het in ons plek gesterf sodat ons ten volle op hierdie aarde kan lewe. Maar belangrik, Paulus wys uit, daardie liefde van die Here is nie verby met Jesus se kruisdood nie. Dit hou aan. Dis elke dag daar. Dit dryf die Vader se werk in my lewe. Dit dryf die Vader se uitvoer van sy plan vir my lewe. Dit dryf die Vader se hulp waar ek dit nodig het. Alles wat ek nodig het, kan ek met vrymoedigheid vra. Ek vra dit aan 'n persoon wat altyd lief is en lief bly vir my. Maak nie saak ons sondes nie, broer en suster. Jesus het gesterf sodat ons sondes vergewe word. My sondes staan nie tussen ek en die Here nie, ek moet dit net bely. Dan kan ek altyd enigiets vra. Jesus het vir die mensdom gesterf toe almal nog sondaars was. En dis die punt wat Paulus hier wil maak. Ons verdien nie die Here se liefde nie. Dis 'n geskenk. Ek is 'n sondige mens wat die liefde van die Here ontvang as 'n geskenk. Hier word beklemtoon dat ons nie die Here se liefde kan verdien nie, maar alhoewel ons sondaars was, het die Here vir ons in elk geval lief en des te meer vandag. Hoekom glo ons in die Here se liefde? Dis die rede hoekom ons hier is. Dis die rede hoekom ons glo. Dis die rede hoekom ons doop. Dis die rede hoekom ons lidmate geword het. Dis die rede hoekom ons eredienste bywoon. Maar dis nie alwaaroor die Here se liefde gaan nie. Die Here se liefde het hom genoop om liefdevol op te tree. Ons liefde teenoor mekaar is wisselvallig, dis op en af, nie altyd 100% nie, maar die Here is altyd 100% liefdevol en ons kan altyd daarop staat maak. Hy's altyd daar vir my. Die deur na hom toe is altyd oop. Hy luister altyd. Die Here was liefde lank voordat hy liefde betoon het, my broer en suster. Miljoene jare voor die Vader vir die Jesus aarde toe gestuur het, voor die skepping, voordat hier mense was, toe het God die Vader al die mensdom liefgehad. Voordat jy gebore was, het die Here jou al liefgehad. Amen. Hemelse Vader, wat is daar meer wonderlik vir ons om oor te praat en te dink as u liefde. U liefde maak die deur oop. Het die deur oopgemaak, 'n deur wat nooit kan toegaan nie. 'n Deur wat sê ons is altyd welkom om te kom. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het die voorhangsel in die tempel geskeur. Daardie groot gordyn wat mense weggehou het van die allerheiligste waar die altaar was, waar die ark was. Here, en daardeur vir ons die boodskap. Ons is altyd welkom by u. U hoor altyd, u sien altyd, u weet altyd. U het altyd 'n oplossing en u is altyd lief vir ons. Help vir ons, Here, om ten spyte daarvan erns te maak met ons sondes, dat ons dit sal vergewe. Dat ons so sal weet, deur na u toe, en u oor is altyd daar om te hoor. Dankie vir wat u in ons lewens agter die skerms doen wat ons nie sien nie. Wat vir ons in stand hou en in die gang hou.
wat alles kom van u liefde vir ons. Amen.